Baie welkom by vandag se aanlyn preek. Nou, ek weet nie hoe jy jou klere koop of aankoop of bestel nie. Deesdae baie van ons bestel dit aanlyn. Dan kry jy dit van oorsee af of van 'n winkel af en jy vat die risiko van dat dit jou nie gaan pas nie. So in daai opsig is ek bietjie meer van die ou tipe. Ek hou daarvan om dit te gaan aanpas in die winkel, maar dit beteken nie dat ek dit geniet om te doen nie. Dis eintlik vir my een van die grootste sleps om te gaan aanpas in die winkel. En nou vat jy 'n nommertjie, jy gaan daar na 'n plek toe wat 'n ou gordyntjie het wat so karig is en daar's spieëls reg rondom jou en die beligting is glad nie vleiend nie en dan moet jy, as dit winter is, die klere uittrek en jy trek dan pas aan en dan is dit 'n nommer te groot of 'n nommer te klein, dan moet jy weer aantrek en 'n ander nommer gaan kry. En op die ou en is dit net nie 'n lekker ervaring nie. Aantrek en uittrek is iets wat ek en jy elke dag van ons lewe doen. Party van ons 1 keer, party van ons 2 keer, party van ons 3 keer. Jy trek in die aand slaapklere aan, jy trek in die oggend werksklere aan, jy trek dalk in die middag oefenklere aan. Dis iets wat ons gewoond is om te doen. Elkeen van ons doen dit ten minste elke dag. Ons trek klere uit en ons trek ander klere aan. Nou hierdie beeld gebruik Paulus, die eerste kerkleier, in 'n brief wat hy skryf aan Kolossense. Maar inteendeel, hy gebruik hierdie beeld in baie van sy briewe. Wanneer hy praat oor die ou lewe wat afgelê moet word en 'n nuwe lewe wat opgetel moet word. Hulle verwys dit na dit as sy putting off, putting on beginsel. Jy moet sekere goed aflê en sekere goed optel. Jy moet sekere goed uittrek en moet sekere goed aantrek. En hy verduidelik hoe die nuwe lewe in Christus lyk. Dis hierdie proses van uittrek en aantrek. En dis presies wat geestelike transformasie is, geestelike formasie, geestelike groei, wat ons dit ook al wil noem. Dis hierdie proses waar ons word, en ons word nie net van self nie. Ons word soos wat ons uittrek sekere goed en aantrek sekere goed. Nou ons is al 'n paar weke besig om te praat oor die brief Kolossense. En Paulus gebruik die eerste 2 hoofstukke om nogal baie klem daarop te lê dat Jesus Christus is superieur en hy is al wat hulle nodig het. Hulle hoef nie nuwe dinge by hulle lewe by te voeg nie. Hulle hoef nie ekstraatjies by te las nie. Hulle hoef nie op ander plekke te gaan soek of ander godsdienste by te bring nie. Jesus is genoeg. En hy sluit half hierdie eerste 2 hoofstukke af met 'n vraag in die boek. Hy sê, as Christus dan nou alles is, hoekom hou julle aan teruggaan en probeer julle menslike gewoontes en menslike gebruike en ander tipe goed by jou godsdiens inbring? Jesus is genoeg. En nadat hy dit sê, maak hy 'n swaai en die brief raak meer prakties. Nou praat hy oor hoe lyk hierdie lewe in Christus. En hy gaan nogal baie prakties raak soos hy aangaan. Hy gaan praat oor huwelik, verhouding tussen man en vrou, jou werk, hoe jy jou tyd gebruik. Baie prakties. En hy begin hierdie gedeelte deur te sê, jy moet sekere goed uittrek en jy moet sekere goed aantrek. So ons skrifgedeelte vir oggend is Kolossense 3 vers 8 tot 12. So kom ons lees dit saam. Maar raak ook julle van al hierdie dinge ontslaa. Ekskuus, ek gaan myself onderbreek. Let 'n bietjie op hoeveel keer hy praat van ontslaa, neem op, beklee, trek uit, trek aan, daai beginsel, terwyl ons dit lees. So luister uit vir dit. Maar raak ook julle van hierdie dinge ontslaa. Woede, driftigheid, kwaadwilligheid, lastering en onwelvoeglike taal wat uit julle mond kom. Moenie vir mekaar lieg nie, aangesien julle die ou mens en sy gewoontes uitgetrek het en die nuwe mens aangetrek het, wat tot volle kennis en na die beeld van sy skepper vernuwe word. By die nuwe mens is daar nie onderskeiding soos Griek of Jood, besnedene of onbesnedene, barbaar of skiteer, slaaf of vry persoon nie, maar Christus is alles en in almal. Daarom, omdat julle God se uitverkore heiliges en geliefdes is, beklee julle met innige meelewing, goedheid, nederigheid, sagmoedigheid en geduld. Dit is goed wat ons moet uittrek, goed wat ons moet aantrek.
Ek wil nie baie sê oor dit wat ons moet uittrek nie, want ons almal weet, daar's goed wat ons moet werk in ons lewe. In hierdie konteks noem Paulus 'n paar. Hy sê, trek uit woede, trek uit driftigheid, raak ontslaaf van kwaadwilligheid, raak ontslaaf van lastering en vuil taal, leuns, en ook vooroordeel. Hy sê, moenie dink as 'n Jood en nie Jood, besnede en onbesnede, vooroordeel oor mense nie. Raak ontslaaf van dit, trek dit uit. Maar dan in die laaste versie, sê hy, trek hierdie 5 dinge aan. En ek wil vandag kortliks by dit stilstaan, want ek dink wanneer ons die regte goed aantrek, help dit ons om ook te deel met die tipiese goed wat ons moet uittrek. Wanneer ons die regte gewoonte in ons lewe inbou, dan help ons dit met daai verkeerde gewoontes wat soms in ons lewe is. So, sit die regte dinge daar, en jy oorkom en oorwin hierdie ding waarmee jy sukkel. Hy noem 5 goed. Die eerste een wat hy noem is innige meelewing. Die Engels gebruik die woord compassion. Ons almal weet wat compassion beteken. So, om te gee, innige meelewing. Maar as jy gaan kyk na die Grieks wat hy gebruik, dan gebruik hy die volgende woord, bowels of compassion. So voor compassion het hy 'n ander woordjie in, wat beteken bowels, ingewande, innige, en dis hoekom hulle dit vertaal het met innige. Hier binne moet iets in jou beweeg. Dis interessant, baie keer wanneer Jesus of na Jerusalem kyk, of na 'n skare wat verdwaal en soekend is, sê die teks gewoonlik, Jesus het hulle innig jammer gekry. En dan sit hierdie selfde, bowels of compassion, hier diep binne, het iets in hom beweeg. Dis letterlik, trek aan in jou lewe, iets meer as net simpatie. Trek iets aan in jou lewe, iets meer as empatie. Trek aan empatie, wat jou beweeg om iets te doen. Maar ek moet sê, 'n groot probleem met ons tyd is apatie, of apatie, hoe jy dit ook al wil sien en uitspreek. Dis hierdie van, ek is apaties, ek wil nie iets doen nie, ek wil nie betrokke raak nie, want ek dink ons is gedesensiteer, want daar is soveel nood om ons. Daar's soveel mense met behoefte, daar's soveel mense wat tekort het onder die broodlyn lê, werkloos is. Op elke verkeerslig is daar iemand wat bedel. Elke tweede verkeerslig het 'n bierkrat kwartet wat optree, en net vir 'n geldjie. Dis die behoefte wat daar is. Dis die behoefte is net so groot, en ons raak op 'n stadium afgestomp vir hierdie behoefte. En ons voel, ons kan nie aan hierdie behoeftes doen nie. En dan kom maar hierdie apatie wat sê, weet jy, ek gee nou net om vir myself, ek kyk net uit vir my mense, my onmiddellike kring. Dis nie wat hierdie nuwe lewe ons na toe nooi nie. Hierdie nuwe lewe sê, trek aan innige meelewing. Deel 'n bietjie met hierdie apatie in jou lewe. Hierdie apatie van, ek wil nie betrokke raak nie. Trek 'n innige meelewing aan. 'n Meelewing waar jy ander mense raak sien. Wat jy bietjie stop en belangstel. 'n Meelewing waar jy 'n vraag vra en regtig omgee wat die antwoord is. 'n Meelewing waar jy op die ou einde beweeg word. Wat iets hier innig in jou binneste voel, ek wil iets daaraan doen. Nou ek weet, ons kan nie al die behoeftes oplos nie. Ons kan nie al die probleme oplos nie. Ons kan nie by elke verkeerslig iets doen nie. Ons kan nie elke mens in hierdie wêreld help nie. Maar jy kan begin met die mense in jou lewe. Jou gesin, jou familie. Weet jy dat selfs in ons gesinslewe ons baie keer nie innige meelewing het nie? Dis as 'n ware apaties. Ons sien ons eie huweliksmaat se nood nie raak nie. Ons raak soms so besig dat ons nie stop en ons kinders raak sien. In ons breër familie nie, waar daar nood is. Maar ook hulle wat die Here jou pad langs bring. Dalk daai enkel mamma by die skool, wat jy nou agterkom, sy kom alleen en die kar is verslete en kort aandag. As sy's daar langs die rugbyveld, sy's daar waar die kinders betrokke is. Of dalk is dit iemand by jou skool, wat alleen is, pouse na pouse. Dalk 'n student wat jy sien, alleen is. Dalk is daar iemand by jou werk wat jy sien al hoe stiller raak.
En net nodig het dat jy sal uitreik na daai persoon toe. Binne in jou huis, kom werk daar baie keer iemand. In jou tuin of in jou kompleks werk daar iemand. Voor jou in 'n ry staan dalk iemand wat sente aftel om 'n brood en 'n melk te koop. Daar's so baie mense wat die Here in ons kring inbring. Wat hy sê, die nuwe lewe nooi jou na innige meelewing. Maar die tweede ding wat hy noem is goedheid. Die nuwe lewe nooi jou na goedheid toe. Kindness, om goed te wees vir mense. Jy weet, ek dink ons sukkel om goed te wees vir mense, want ons het hierdie ding, ons wil nie hierdie son moet op ander skyn, die son moet net op my skyn. En dit is eintlik maar selfsug. Selfsug is aan die wortel van dit. Baie sielkundiges sal vir jou sê, en ek is geneig om met hulle saam te stem, dat aan die wortel van baie verhoudingsprobleme is selfsug en 'n gebrek aan goedheid, kindness. Ek regverdig sekere goed in my verhouding, want ek voel ek is te nagekom. Ek word verwaarloos, daarom kan ek 'n verhouding met 'n derde party hê, 'n buite-egtelike verhouding. Ek regverdig nie, ek hoef nie te vergewe nie. Ek regverdig dat ek nie na jou hoef te luister nie. Ek regverdig goed, want ek is selfsugtig. Dit gaan oor my. Maar dit lê aan die wortel van baie verhoudingsprobleme. Die Hollanders praat van hierdie eie ek, dan noem hulle dit ekkigheid. En hulle sê ekkigheid is soos 'n swart spinnekop op 'n swart rots in die donker. Jy sien hom nie, maar hy's gevaarlik. En dit lê in ons almal se lewe hierdie selfsug, en ons het nodig om te deel met die selfsug in ons lewe. Sodat daar meer kindness en goedheid na vore kan kom in al ons verhoudings, dat ons geken sal word as hierdie mense wat omgee, wat belangstel. Ons deel met daai ekkigheid in ons lewe. Hulle praat van random acts of kindness. Nou, jy kan dit nou maar gaan intik op jou foon en dan gaan hulle vir jou klomp idees gee. Sê, hier's 50 wat jy kan doen net om goedheid teenoor ander mense te doen. Dis goed eenvoudig, soos dat iemand voor jou in die ry staan. Maak vir iemand 'n koppie koffie. Gee 'n kompliment. Maak die deur oop vir iemand. Laat iemand voor jou stap. Sien iemand net raak. Stuur 'n teksboodskap vir iemand wat jy lanklaas gedoen het. Net sulke klein dingetjies wat jy kan doen wat 'n groot verskil kan maak. Weet jy hoeveel stories het ek al gehoor van mense wat op die rand van 'n ineenstorting of selfdood was? Dan stuur iemand vir hulle 'n lukrake boodskap uit die bloute. En dit help hulle, dit verander hulle, dit moedig hulle aan. Die nuwe lewe nooi jou ook om goedheid in jou lewe in te trek. Maar hy nooi jou in die derde plek ook na nederigheid toe. Om te sê, deel met hierdie hoogmoed in jou lewe. Nou, ek dink ons almal sukkel van tyd tot tyd met dit. Veral die van julle wat baie talentvol is. Met so baie talente, jy sukkel om nederig te wees. En dis maar net menslik om van die skouerklop te hou, om van die kompliment te hou, om te voel mense moet dink jy is darm iets of jy is darm iemand en dit vlei jou ego. En agter dit is daai hoogmoed. Want op die ou end as daar nie nederigheid in jou lewe is nie, gaan daar hoogmoed wees. Maar wanneer nederigheid in jou lewe inkom en jy werk aan nederigheid, dan trek jy as 'n ware die hoogmoed uit, soos wat jy die nederigheid aantrek. As jy baie plekke in die Bybel wat ons lees dat God teen 'n mens is nie. God is eintlik maar altyd vir 'n mens. Veral in die Nuwe Testament is dit die boodskap, God is vir ons. Maar in Jakobus 4 lees ons die volgende: God staan die hoogmoediges teen, maar aan die nederiges gee hy genade. Ek wil nie hê God moet my teestaan. Ek wil eerder hy moet vir my genade gee. Ek wil eerder daai persoon wees wat as ek swak is ek sterk. As ek nederig is, dan maak hy my sterk, dan verhoog hy my, gee vir my genade, in plaas van dat ek voel, as gevolg van my hoogmoed, staan God my teë. Persoonlik is ek nie baie opgetrek met posisies of titels nie. Maar tog, in my lewe kruip dit in. Dat ek baie keer hoogmoedig raak. Ek is iets spesiaal. En daar's 3 goed wat ek nogal in my lewe intentioneel doen. En jy gaan nou dink dis snaaks, maar ek doen dit intentioneel om my te help om nederig te bly. Die eerste ding is ek vra vir my vrou wat sy van my preek gedink het. Dit bring jou aarde toe. Nee, nie regtig daai een nie. Eerstens, as my kinders vir my kom kuier, dan was ek hulle karre.
Hulle sal altyd vir my sê, Dada, hoekom was jy die kar? Los dit, en sal dit self. Dan sê ek, dis vir my 'n manier om jou te dien en jou nederig te laat voel. Ek vat elke tweede dag daai grafie wat daai plastiese sakkie het en ek tel al die hondjie geskenkies op die gras op. En as ek dit doen, dan dink ek hier aan. Jy is net dit wat die Here jou maak. Jy is spesiaal omdat die Here jou spesiaal maak. En dan in die derde plek, probeer ek baie graag, wanneer ek sien daar's 'n geleentheid om 'n stoel te dra, 'n tafel te dra, 'n gasbottel van 'n verwarmer te ruil by die kerk waar ek is, om dit te doen. Nie ek sê, my posisie is die een van die senior leraar of die leierleraar, ek wil dit nie doen nie. Wanneer ek dit doen, dan deel ek met die hoogmoed in my lewe en ek besef, hierdie is 'n oefening wat my help om nederig te wees. Wat so oefeninge kan jy doen? Daai oefening wat jy aantrek, wat jou help om nederig te wees. Weet, daar's niks soos ook om te dien wat jou help daarmee. Om te volunteer iewers, van jou tyd te gee. En by die kerk is daar baie geleentheid waar jy met hoogmoed en selfs daai selfsug wat kindness uit jou lewe uithou, kan deel deur net te sê, ek gee van my tyd, ek maak vir ander mense koffie. Ek gee kinderkerk vir ander mense se kinders. Ek staan vroeg op en ek berei iets voor, of ek neem deel aan 'n aktiwiteit by die kerk, of ek gaan op 'n uitreik, en ek deel ook so met die hoogmoed in my lewe. Vierdens sê Paulus, die nuwe lewe nooi jou ook na sagmoedigheid. Sagmoedigheid. Ons leef in 'n wêreld waar ons baie wat hulle noem boeliegedrag kry. En boeliegedrag is glad nie iets wat beperk is tot die speelgronde van laerskole nie. Boeliegedrag is oral in die lewe. Dis in verhoudings, dis in werke, dis in vergaderings, dis in 'n e-pos, dis in 'n teksboodskap. Boeliegedrag. En baie keer maak ons almal daaraan skuldig dat ons op 'n manier boelie. Of ons is bombasties. Ons wil nie luister na ander. Die nuwe lewe nooi jou na 'n lewe van sagmoedigheid. 'n Sagtheid. Nou sagmoedig is 'n interessante woord. Uit die woord moedig en uit die woord sag. 'n Moedig kan jy seker in Engels goed vertaal met die woord bold. In ander woorde, dis iemand wat driftig is, wat energie het, wat dinge doen, 'n bold person. Hy sê, maar jy's 'n sagte, moedige mens. Die spreekwoord wat sê, meek doesn't mean weak. Wanneer jy sagmoedig is jy nie die vloerlap van almal nie. Nee, dis 'n keuse om moedig te wees, maar op 'n sagte manier. Daarom het iemand dit eenslag baie goed vertaal. Hy sê, sagmoedigheid is krag onder beheer. Wow, wat 'n manier om na dit te kyk. Krag onder beheer. Jy word genooi om moedig te wees, maar op 'n sagte manier. Dis die nuwe lewe. Want soos jy sagmoedigheid aantrek, trek jy daai ander gedrag uit, die boelie, die bombastiese, die persoon wat nie vir ander wil luister nie, die persoon wat net oor homself gaan. Ek is moedig, maar ek is sag. Paulus sê, in die laaste plek, trek ook so 'n bietjie geduld aan. Ons almal kan doen met meer geduld. Dis wanneer ons ongeduldig is, wanneer ons die swakste keuses van ons lewe maak. En wat ons gewoonlik na terugkyk, en ons het berou. Ons is haastig. Ons wil dinge nou hê, dinge moet gebeur. Ons is ongeduldig. Ons kan almal doen met 'n bietjie meer geduld. En dit is iets om aan te trek in jou lewe, en dit is iets om te beoefen. Ek het eenslag vir iemand gesê, 'n baie senior en ou pastoor, en hy het so lekker gelag, want hy het vertel van iets wat hom weer kwaad gemaak het. Toe sê ek vir hom, pastoor, jy gaan hierdie toets aanhou skryf, totdat jy hom deurkom. En hy het lekker gelag, en hy het my baie keer daarna aangehaal. En is so waar. Ons moet die geduldtoets slaag, anders gaan ons hom oor en oor skryf. So wat is dit wat jou ongeduldig maak? Is dit mense, is dit verkeer, wat dit is, jy kan daaraan werk. Maar ek wil 'n bietjie net so oor ietsie anders van geduld praat, soos ek afsluit. En dit is dat, een van die Engelse vertalings gebruik die woord long suffering vir patience en vir geduld. Long suffering. En daar's ook iets in dit van om geduldig te wees in jou geestelike lewe. Ons almal wil dit nou hê, en ons wil alles hê, maar dit moet nou gebeur. Ons almal soek hierdie mikrogolf
verhouding met die Here, dat ons druk dit in die mikrogolf en is dadelik daar die dinge wat ons in ons lewe wil hê. Maar daar is ook iets van hierdie nuwe lewe van long-suffering, van geduld, om geduldig te wag op die Here totdat hy deurkom en totdat hy deurkom op sy manier in ons lewe. Want dit is nie altyd lekker nie, want ons hou nie van wag nie. Maar die nuwe lewe nooi jou ook om, terwyl jy miskien lyding ervaar, om in geloof op hom te wag en hierdie lyding te dra. Terwyl jy dalk teenkanting van mense beleef, om sagmoedig en geduldig op die Here te wag, totdat hierdie ding deurkom en uitsorteer. Miskien is daar 'n belofte wat jy het, wat jy voel jy van die Here gekry het. 'n belofte wil net nie waar word nie. Dit realiseer net nie. Die herstel kom net nie, die genesing kom net nie, die promosie kom net nie. Long-suffering. Om geduldig deur hierdie lyding te gaan, totdat hy jou op die ou ende verhoog en jou sit waar jy is. Ons teks het ons vandag genooi om goed uit te trek en spesifiek 5 goed aan te trek. Wat hoor jy van die klere van die nuwe lewe wat jy dalk moet aantrek? Is dit innige meelewing? Jy bietjie meer sal omgee en raak sien? Dalk is dit kindness, dalk is dit sagmoedigheid, dalk is dit geduld. Enige van hierdie 5. Wat jy dalk moet sê, hiervan het ek meer in my lewe nodig. Begin dit aan te trek. Begin vir jouself sekere aktiwiteite en oefeninge in jou lewe inbou, wat jou help om hierdie nuwe lewe aan te trek. Want soos jy die regte ding aantrek, help dit jou om die verkeerde af te lê en die verkeerde neer te sit. Kom ons bid saam. Ek bid nou dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons sal wees in hierdie week, soos wat ons uittrek en aantrek dit wat pas by die nuwe lewe. Amen.